Liewe City Changers, wat 'n voorreg om weer vanmôre saam met u te kuier aanlyn. En ek hoop u is saam met ons opgewonde, want soos u nou al agtergekom het, vier ons fees. 25 jaarste bestaансjaar hierdie jaar vir Doxa Deo, en ons het oor die afgelope paar weke fees gevier saam met kampusse reg oor die wêreld. Ons het gereflekteer op die begin van Doxa 25 jaar gelede, en natuurlik die hele bediening is geskoei op hierdie skrif van Habakuk 2 vers 14 wat sê, "For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters over the sea." En dit is iets wat ons baie opgewonde maak, want as ons reflekteer op die groot gebeurtenisse deur die 25 jaar, kan ons sien hoe die Here ons op sy manier gelei het na groter dinge, dinge wat ons verstand te bowe gaan, dinge wat ons nie eers by onsself kon opdink nie, maar natuurlik as Doxa kon ons deur hierdie gebeurtenisse gaan en sien wat God se pad is vorentoe in die rigting wat hy vir ons aandui. En soos jy nou geleer het oor die laaste 2 weke, is die nuwe seisoen waar ons ingaan alles oor Exhibit His Glory. Met ander woorde, vir ons as City Changers om God se heerlikheid en sy glorie te weerspieël en tentoon te stel. En is wonderlik as ons fees vier, nie net om te reflekteer van wat was nie, maar ook om opgewonde te raak oor die rigting waarin God ons besig is om te stuur. En as ons reflekteer op hierdie teks in Habakuk 2:14 wat sê, dat die aarde sal gevul word met die kennis van die Here. Met ander woorde, nie net sy kennis nie, maar ook sy heerlikheid, soos die waters van die see die wêreld vervul. En nou vra jy vir jouself, maar Here, hoe doen ons dit? En ons het verlede week gehoor dat ons as City Changers, ons as vennote, is die mense wat gemobiliseer word deur God se Gees en deur sy woord en deur die mandaat wat hy vir ons gegee het om hierdie woord uit te dra en aan almal te vat. Ek dink altyd aan die gedagte dat God is die outeur van die Bybel, maar die outeur is nie nou hier om die Bybel op reis te vat nie. Daarom het God sy Ecclesia, die kerk, gemobiliseer om te sê, vat my woord, wees my mondstuk, wees my hande, wees my voete, en vat dit na die hele wêreld toe. En ons het verlede week baie mooi geluister dat hoe is ons dan bemagtig om hierdie heerlikheid van God tentoon te stel? How have we been empowered to exhibit His glory? En ons het so mooi geleer dat dit gaan oor wat ons dink, doen en praat. En ons moet dit doen soos wat Jesus sê, en ons het geleer van hoe ons saam met Christus gesterf het en ook saam met hom opgestaan het. Ons het geleer dat alhoewel sonde ons geskei het van die liefde, het ons deur die werk wat Jesus aan die kruis voltooi het ons deelagtig geword aan sy liggaam, en hy het ons bemagtig met hierdie voorreg om as volgelinge van hom in hierdie wêreld in te gaan en die kennis en die heerlikheid van die Here uit te dra. En ek weet baie keer sit ons dalk met hierdie gedagte van, maar Here, ek is nie goed genoeg nie. Wie is ek om hierdie kennis uit te dra? Wie is ek om u heerlikheid tentoon te stel? En ons kom dalk uit 'n verwysingsraamwerk waar jy nie gewoond is daaraan om hierdie mandaat te hê nie. Jy dalk nie gewoond is of die selfvertroue het om uit te gaan en mense van hierdie grootheid van God te vertel nie. Jy sien, ons het al soveel keer ook gehoor dat die goeie nuus is net die goeie nuus wanneer jy deel is van die goeie nuus. En dit is die wonderlike tyd, veral hier waar ons nou in die Paastyd ingaan, om te weet dat die dood van Jesus aan die kruis, die feit dat hy ter helle neergedaal het, die feit dat hy die dood oorwin het, die feit dat hy weer opgestaan het en hy opgevaar het, sluit jou en my in. Dit is die goeie nuus vir jou en dit is die goeie nuus vir my. En die goeie nuus saam met dit is ook dat hy het jou en my bemagtig. Hy het ons uitverkies voor die formering van hierdie wêreld om sy ambassadeurs te wees, om uit te gaan en 'n verskil te maak, om sy heerlikheid tentoon te stel. En ten spyte van wat ons verskillende verwysingsraamwerke mag wees, wil ek jou vanmôre kom bemoedig dat wanneer ons, when we arrive at this place so that we should exhibit His glory, dat ons moet wegkyk van wat was en ons moet fokus op wat God sê nou is. Fokus op wat hy reeds gedoen het vir ons. En ek lees dit so mooi in Matteus 5 vers 16, as jy gaan kyk na die saligsprekinge. Ons het bietjie gesels daaroor verlede week, maar ons gesê het 'n lamp word nie onder 'n maatemmer gesit nie. 'n Lamp wat op die berg is, moet vir almal skyn. En dan sê Jesus die volgende, en onthou, Jesus kom praat hier, so hy sê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien,
en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. So daar's twee dinge wat Jesus hierso sê. Hy sê, ek het jou bemagtig om jou lig te laat skyn. Ek is die lig in jou. En dan sê hy, die mense sal kyk na jou werke, en dis nie net wat ons doen nie, dis ook wat ons sê, dit is ook hoe ons ander mense hanteer, en hoe ons die wêreld hanteer, wat gesien word. Maar dan is die fokus nie op jou, vir jou heerlikheid nie, maar Jesus sê pertinent hier, so hy sê, wanneer jy hierdie dinge doen, sal Vader God verheerlik word, want wat is die fokus hier? Die fokus is Jesus in ons. Die fokus is dat al sy attribute, sy karaktertrekke, daai wonderlike krag, daai vrede, en as jy dink na al die gawes van die Gees en al die vrugte van die Gees, al daai goed wat deur ons doen, ons dink en ons praat uitkom, is die dinge wat dan verwys na die heerlikheid van God. En ek en jy is bemagtig om dit te doen. Ek en jy is bemagtig om daardie dinge uit te lewe. En ons vra baie keer vir onsself, maar Here, hoe vertoon ek dan u glorie? Hoe stel ek dit tentoon? Hoe weerspieël ek dit? En ons verstaan die woord exhibition. Wat is exhibition? Dit beteken om tentoon te stel, iets waarin ander ook geïnteresseerd mag wees. En 1 Korintiërs 10 vers 31 sê die volgende: So then, whether you eat or drink, or whatever you may do, do all for the honor and the glory of God. En hier bring hy ook die eer van God, en nie net die glorie van God nie, maar hy bring ook die eer en die heerlikheid van God. En die was 'n debat gewees met Paulus oor, mag ons die vleis eet wat geslag was vir die offer, mag ons hierdie goeders doen, want miskien gee dit aanstoot. En Paulus kom sê, wanneer ons hierdie heerlikheid van God in ons lewe teenwoordigheid, moet ons alles doen asof vir die Here. En hy het nie net spesifiek verwys na die etery of die debat waarmee hy betrokke was nie. Hy het verwys na alles, en alles beteken alles. Met ander woorde, by my werksplek, by my huis, in die gemeenskap waarin ek lewe, met my bure, met my naaste, wie ook al dit mag wees. Hy sê ons moet alles doen tot eer en verheerliking van God. En daar's 3 dingetjies wat ek hier uitval, want dit beteken, wanneer ons God se heerlikheid weerspieël, beteken dit ook dat ons geniet God in ons lewe. Ons geniet sy teenwoordigheid. En omdat ons daai dinge geniet en ons kry dit verniet, wil ek dit vertoon. En wanneer ek dit vertoon, wil ek ook vir mense demonstreer die goeie nuus wat hulle ook insluit. So ons moet God nie net alleen geniet nie, ons moet hom nie net alleen vertoon deur hoe ons optree nie, maar ons moet dit demonstreer deur wat ons doen, deur wat ons dink en deur wat ons praat. Nou om dit te kan doen, moet ons vir onsself sê, Here, if I've been empowered to exhibit your glory, how do I go about this? En daar's natuurlik dinge wat ons vir onsself moet uitmaak as kinders van die Here. Ons moet vir onsself kom sê, om God se glorie en heerlikheid te kan uitlewe of tentoon te stel, moet ek myself eerstens beklee met die heerlikheid van die Here. Daar's 'n mooi definisie vir die woord clothed. If I'm clothed with something, dan beteken dit ek maak myself toe, maar die definisie in die sin waarvan ons praat om to exhibit his glory, beteken clothed die volgende: to be covered or to be endowed with power or quality. To be covered or to be endowed with the power or quality. En as jy dink daaraan, toe Jesus, as ons saam met hom gesterf het, en ons dan ook saam met hom opgestaan, en Paulus sê dit so baie, hy sê, daarom is ons saam met Christus, ons is verborge in God, ons het een geword, en ons moet onsself beklee met daai heerlikheid van die Jesus. Ons moet onsself beklee met daai selfvertroue wat ons het, omdat hy, die Gees wat nou in ons is, saam met ons hierdie dinge doen. En ek hou weer daarvan as ons bietjie gaan kyk in die woord, waar Jesus in Johannes 3 kom Jesus by Johannes die Doper en hy word gedoop. En onthou nou weer, in die tyd het Vader God nog nie 'n vreeslike verskyning gemaak, en Jesus het nog nie eers regtig begin met sy wonderwerke, en hier word hy gedoop, en eers nadat hy uit die doopwater uitkom, gaan die hemele oop, en hoor so baie mooi wat hier gebeur. Hy sê in die Engelse vertaling, and as Jesus rose up out of the water, the heavenly realm opened up over him, and he saw the Holy Spirit descend out of heavens and rest upon him in the form of a dove. Then suddenly the voice of the Father shouted from the sky, saying, This is my Son, the beloved. My greatest delight is in him. So wanneer ons bekleem met die heerlikheid van die Here, kom ons ook op daai plek en ons moet kom sê, ek aanvaar die identiteit. Ek aanvaar dit wat God van my sê.
As God sê ek is na sy beeld geskape en hy is tevrede met my, dan wil ek dit aanvaar. Ons almal het 'n verlede, ons almal het 'n verwysingsraamwerk waar sekere dinge gebeur het, wat nie noodwendig in lyn is met dit wat God van ons sê nie. En die vyand wil jou kom beroof van hierdie dinge, want hier kom sê Vader God self, hier bevestig hy dit vir sy eie seun. En voor hierdie tyd, tot en met hierdie tyd, het Vader God nog niks so in hierdie vorm homself so openbaar gemaak, en of Jesus so sy identiteit kom bevestig nie. Op hierdie oomblik wat hy Jesus se identiteit kom bevestig, sê hy hierdie ding, hy sê, jy is my seun, jy is my geliefde, en my genot is in jou. Ek geniet jou, ek geniet wat ek gemaak het, ek het soveel vertroue in jou, om jou uit te stuur om 'n lig vir my te wees. Dit is wat God van ons sê, dit is waarmee ons bemagtig is. En ek weet nie of jy lekker onthou nie, maar as jy nou net verder dit gaan lees, direk hierna, het die Gees die Jesus in die woestyn ingevat, en hy was versoek deur die vyand. En die vyand het hierdie 3 dinge vir hom gesê om hom mee te versoek. As jy die seun van God is, spring van hierdie kraans af. As jy die seun van God is, sê vir hierdie klip hulle moet brood word. As jy die seun van God is, kniel voor my, en ek gee al hierdie dinge vir jou. So wat het die vyand probeer doen nie? Hy het Jesus probeer beroof van sy selfvertroue en van sy identiteit. Hy het probeer laat Jesus bevraagteken dit wat Vader God nou net van hom gesê het met die doping. En dit is wat die vyand met jou en my elke dag kom doen. Wanneer ons kom sê, Here, om u glorie en u heerlikheid tentoon te stel, moet ek myself met u beklee. En wanneer ek myself met u beklee, Here, dan glo ek wie ek is in u. Ek glo wat u sê oor my is waar. Ek glo dat u my met eer en heerlikheid bekroon, soos ons op die Psalm later sal lees, en wat ons verlede week ook gelees het. Wat is die mens dat u aan hom dink? Wat is ek dat u aan my dink? Wat is u as luisteraar vanmôre dat die Here aan u dink? Die Here het 'n plan met elkeen van ons, because we all have this calling to be his ambassadors and to go out. En Jesus ervaar sy identiteit wat Vader God vir hom sê, die is my seun in wie ek 'n welbehae het. Die is my seun in wie ek liefhet, en dit is dieselfde wat hy vir jou en vir my sê. En hoeveel keer beweeg ek en jy in die wêreld elke dag, in ons werksplek, in ons eie gesinne, of in jou gemeenskap waarin jy mag wees. En so op 'n subtiele manier kom hy vyand, en hy probeer dieselfde doen met jou. Hy kom vir jou, probeer vir jou vertel, jy is nie eintlik dit wie Jesus sê jy is nie. En wanneer ek myself met Jesus beklee, I actually want to say that we are clothing ourselves with the skin of Jesus. We are covered with the skin of Jesus. En laat daardie gedagte net bietjie by jou en my insink vanmôre. I'm covered with the skin of Jesus. I died with him and I've risen with him. I am one with him. En wat doen die vel? Die vel hou veiligheid uit. Die vel hou kieme weg van ons af. Die vel hou dit wat binne is binne, en ook dit wat buite moet wees, hou dit buitekant. En wanneer die vel gesny word en daar bloed uitkom, dan beteken dit die vel was blootgestel aan elemente waarom dit nie blootgestel moet wees nie, maar dit het nog steeds ons beskerm teen die eksterne elemente. So when we are clothed with Jesus, dan beteken dit, Here, u heerlikheid bedek my. U heerlikheid, Here, omsingel my, en die heerlikheid beweeg binne in my. Nou waarmee is ons dan besig in ons lewe? Waarmee is ons besig wanneer ons uitgaan elke dag? Is ons besig om sy heerlikheid tentoon te stel? Of is ons besig om die aandag op onsself te vestig, sodat mense ons moet sien, sodat hulle ons moet prys, of sodat hulle ons moet afkraak, of ons moet vertel wat ons nie is nie? Of wil ons vanmôre God op sy woord vat, en sê, Here, tot en met nou toe het u my gedra, en Here, u het vir ons 'n woord gegee as doksa om te sê, exhibit his glory, come celebrate my glory, let it be known to the world. En dit is wat ons wil uitdra. Dit is wat ons wil tentoonstel, sy glorie, sy heerlikheid en sy heerskappy. Efesiërs 4 vers 22 sê die volgende tot 24, los julle ou manier van lewe. Soos 'n mens vuil klere uittrek, moet julle ou geaardheid uittrek. Want dit is vol sonde en wil nie net verkeerde dinge doen. Die einde van daardie pad loop uit op verwoesting. Nou sê hy die volgende, hy sê, julle moet 'n nuwe gesindheid kry en op 'n nuwe manier oor die dinge dink. Hierdie nuwe lewenstyl moet julle deel van julle lewe maak, soos 'n mens nuwe klere aantrek. So waarmee is ek en jy beklee vanmôre? En ek wil graag dit so illustreer, want ons het al baie keer gehoor van ons assosiasie. Ons is deel van Christus as gevolg van die assosiasie met Jesus, van wat hy gedoen het. Maar as ek vanmôre dit tentoon kan stel, kom ons
trek hierdie baadjie aan. En as ek vanmôre hierdie baadjie aantrek, baie van u sal die kleure van die baadjie ken. U kan sien die embleem hier is die springbok, die ander embleem hier is die vervaardiger van die baadjie en natuurlik een van die borge van die span. Maar wanneer ek hierdie baadjie aantrek, dan assosieer ek myself met 'n span. Ek assosieer myself met hulle, of hulle wen en of hulle verloor. Speel ek self op die veld? Nee, ek speel nie op die veld nie, maar ek is 'n toeskouer. Maar deur middel van assosiasie, as hulle wen, dan vier ons saam fees. Het ek deel aan hulle wen op die veld? Nee, ek is 'n toeskouer, ek mag skreef van die kant af. En wanneer die span goed doen, dan voel ons goed. En wanneer die span sleg doen, dan het ons miskien baie kritiek te lewer. Maar dit is eers wanneer ons op die veld klim, wanneer dinge daar gebeur. Dit is eers wanneer ons op die veld self gaan speel, wat ons besef hoe moeilik dit daar is in die wedstryd. En het ons hierdie wonderlike voorreg as kinders van God, waar Jesus het klaar die wedstryd gespeel. En Jesus het klaar die wedstryd gewen. Toe hy op die kruis van Golgotha gesê het, tetelestai, dit is volbring, dit is finaal. Jesus sê in sy gebed tot Vader God in Johannes 7, hy sê, alles wat u vir my gestuur het om te doen, het ek gedoen. Ek het die werk voltooi. En dan gaan hy daarna oor om vir die disippels te bid en dan ook vir die res van die wêreld. En dis hy wat ons bemagtig, so deur assosiasie met Jesus aan die kruis, deur sy dood, deur sy opstaan en deur sy opvaring, waar ons saam met hom sit in hemelse plekke, kom bevestig hy ons identiteit, kom bevestig hy ons plek in die familie en ons plek in die span. As ek hierdie baadjie dra in die konteks waarin ons is in Nieu-Seeland, dan is daar baie mense wat die baadjie sal kritiseer, want daar's ander spanne ook hier verteenwoordig. Maar as ek hierdie baadjie dra in Suid-Afrika, dan kan almal baie maklik daarmee assosieer, want dit is ons nasionale span. Ons is trots op hulle, die 3 keer wêreldbeker wenners. Maar as ek hierdie baadjie in 'n ander land invat, in 'n ander konteks invat, kan ek baie oppositie ervaar. En met die lewe is dit dieselfde. Ons almal trek die baadjie aan so maklik van dit waarmee ons wil geassosieer word, of dit waarmee ons verteenwoordig wil wees. En so het God vir ons die baadjie van sy heiligheid kom aantrek. 'n baadjie waarmee ons kan uitgaan en ons hom kan gaan verteenwoordig. 'n baadjie wat sê ons behoort aan die koning van die konings en die Here van die Here. Nou vra ek vir jou weer, waarmee is jy bekleed vanmôre? Wie se baadjie dra ek en jy? Wie se baadjie het ons aan? Wat is dit wat ons dra en wat ons weerspieël? En baie keer kan ons so maklik na die span kyk en ons kan kritiek lewer en ons wil vir die skeieregter sê wat om te doen en ons skree vir die spelers op watter manier hulle moet speel. Maar dis eers wanneer jy van die paviljoen af geroep word om op die veld te gaan en jy self eers in daardie speelpyl is om te sê, yes, dit is wat hier moet gebeur het, of ek het nie gedink dit is so moeilik nie. Die Bybel is baie duidelik, waar Paulus en baie van die ander apostels vir ons soveel keer sê, dat in hierdie lewe sal ons teenstryd kry. In hierdie lewe sal ons, we will experience trials and tribulations. Maar hy aanmoedig ons aan dat ons goeie moed moet hou. Paulus sê, ek hou aan hardloop in hierdie race, ek hou my oog op die prys, my doel is om hierdie wedloop te voltooi. Want hoekom? Hy het Jesus aan as die baadjie. He's got the skin of Jesus over him. En wanneer ons God se heerlikheid kom weerspieël, moet ons vir onsself kom sê, Here, kies ek om hierdie baadjie aan te hê van wie Jesus is en van wie hy sê ek is? Of kies ek om te luister na wat die wêreld sê? Kies ek om te luister na die toeskouers in die paviljoen wat my af probeer breek? Of luister ek na die wat my aanmoedig, die stem van die Heilige Gees, die stem van die woord, die stem van die kinders van die Here wat my aanmoedig om aan te hou? Ek dink ons moet net weer hierdie waarheid verstaan. Jesus het die werk voltooi aan die kruis. Alles wat ons ervaar in die wêreld is die vyand se manier, of dit nou deur toetse is wat ons pad langs kom, of dit deur siekte is, of dit deur swaar kry is. Dit is alles maniere wat die wêreld gebruik, of die vyand probeer gebruik, om jou identiteit in Christus aan te tas, om jou te kom beroof van die heerlikheid waarmee ek en jy bekleed is. Maar God kom maak hierdie belofte aan ons en hy sê, ek stuur jou in hierdie seisoen en to go and exhibit my glory. Wys dit vir die hele wêreld, jy is my verteenwoordiger, jy is my ambassadeur. En ons moet dan ook vir onsself met die waarheid kom praat vandag om te sê, Here,
Maar hoe werk ek met hierdie heerlikheid? Is dit iets wat ek nou aan en af sit elke dag? Want so maklik kan ons van 'n Sondag af in die werksplek in beweeg op 'n Maandag en ons het nie daai baadjie aan nie. Want ons is te bang mense sien ek verteenwoordig die Springbok. Hulle is te bang ek is te bang hulle sien ek verteenwoordig Doxa. Ek is te bang hulle sien ek verteenwoordig die liggaam van Christus. En ons is nie bang daarvoor nie, want daardeur verheerlik ons God. Ons gaan nie, ons moenie bekommerd wees oor die opinie van die wêreld nie. Ons moet eerder sê, Here, hoe vat ons hierdie heerlikheid van U in die wêreld in? Here, sodat hulle opinie oor U verander word deur die werke van Christus wat hulle ervaar en sien in hulle lewe. Daar's baie voorbeelde in die Bybel van assosiasie van wat mense aangaan, en ek kyk graag na Genesis 3 waar Adam en Eva die sonde gedoen het. Die oomblik toe hulle in die sondestruik getrap het, toe wat gebeur? Hulle besef hulle is skaal, hulle besef hulle is naak. So skielik het hulle self die kleed aangetrek, die baadjie aangetrek van skaamte, die baadjie van teleurstelling, die baadjie van verwy, die baadjie van sonde het hulle aangetrek. En daai baadjie het hulle mee geloop. En God het die plan kom maak deur sy seun vir ons te gee, om te sê, ek trek daai baadjie nou uit, en ek beklee jou met 'n nuwe baadjie. Ek beklee jou met die heerlikheid, ek beklee jou met kennis, ek beklee jou met my gees. Want daai gees wat Jesus wat in ons woon, is die een wat ons rig in ons voetstappe. Ek kyk na die verlore seun in Lukas 15 vers 22. Hy kom huis toe, hy klaar al hierdie dinge gaan doen. Hier sit hy en hy het niks oor nie. Hy kom terug na sy pa, sy klere is verslete. Die eerste ding wat daar gebeur is, sy vader sê vir sy slawe, trek uit daai vuil klere. Gaan kry vir hom skoon klere, nuwe klere, gee vir hom die mooi ring, gee vir hom alles wat mooi is, dat hy kan, dit is met wie hy assosieer, dit is sy familie hierdie. En ons wil hê, hy moet weet, dat hy is aanvaar hierso. Daai skuld, daai teleurstelling, daai slaafmentaliteit pas nie meer by hom nie, want hy is met 'n nuwe heerlikheid bekroon. As jy gaan kyk in Sagaria, waar Yeshua met al hierdie vuil klere kom, sê die profeet ook, trek uit daai vuil klere, gaan haal 'n tulband en sit dit om sy kop, trek vir hom hierdie mooi klere aan, so that he cannot just look the part, but for him to become the part. En hoeveel keer probeer ons net die part lyk? Hoeveel keer trek ons net die baadjie aan om te sê, ek is dit, ek is dat, maar ek lewe dit nie eintlik uit nie. Waarmee is ek en jy bekleed vanmôre? Jesus het homself bekleed met al ons skuld, met al die sonde, met al die swaarkry, met al die siekte, die skuld, die skaamte, het hy met daai kleed na die kruis toe gegaan. En hy het daai kleed uitgetrek toe hy opgestaan het uit die graf. Opgestaan het uit die dood, is hy bekleed met die heerlikheid van Vader God, en hy het daai selfde heerlikheid so aan ons kom oordra. Ons kom bemagtig om aan te beweeg. Psalm 8 vers 4 tot 5 sê weer, ons het dit verlede week gesê, what is a man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. Jy is bekleed met glorie en eer. You have made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. Hier kom God en hy kyk na ons, hy sê, jy mens, jy is geskape na my beeld. Jou het ek lief. Ek skeld jou vry van al jou skuld, jou skaamte. Ek skeld jou vry van al jou sonde. From the penalty, the power and the impact of sin in your life. En ek kom bemagtig jou met wysheid, ek kom bemagtig jou met die vrug van die Gees, ek kom bemagtig jou met die Heilige Gees wat in jou beweeg, wat my krag in jou is, my wysheid in jou, my woorde in jou, my handewerk in jou. Ek kom bevestig dit in jou lewe. En ek gee vir jou die mandaat om te gaan en te doen. En so baie keer hou ons vas aan wat ons onthou van onsself, of onthou van ons verlede, of onthou van ons teleurstelling, of ons skaamte en ons skuld. En ons trek daai baadjie aan, en ons trek hierdie baadjie uit wat Christus vir ons gegee het om mee te dra. Jesaja 61:20 sê die volgende, I will sing and greatly rejoice in Yahweh. My whole being vibrates with shouts of joy in my God, for he has dressed me with salvation and wrapped me in a robe of his righteousness. Sy geregtigheid, hy het my in die regte staans met hom gebring, die regte staan met hom. Daar alles is reggestel, hy het dit alles gekanselleer wat verkeerd is, en hy het ons in the right position gebring.
met hom. I appear like a bridegroom on his wedding day, decked out with a beautiful sash, or like a radiant bride adorned with sparkling jewels. Dit is die wonderlike goed wat God van ons kom sê. En waarmee dink jy is jy bekroon? En so maklik kan ons sê, Here, nie ek nie. En as ons weer kyk na 'n span opset, sommige tyd is ons reserve, sit ons op die reservebank. Daar's ander spelers wat speel op die veld. God het ons almal geroep om te speel. Maar daar is 'n tyd wanneer ons op die veld self gaan en ons daai heerlikheid van God uitdra. Ons kan nie almal terselfdertyd nie, maar oral waar ons beweeg elke dag, vertoon ons die heerlikheid van God. Stel ons dit tentoon. En die vraag is, doen ons dit met vrymoedigheid of hou ons dit onder die maatemmer? Laat ons die lig toestaan of laat ons die lig laat skyn? En ek wil vir jou en vir my vra vanmôre, as mense jou sien, word hulle aangetrek na Jesus in jou, of is ons persoonlikheid of ons menswees van so 'n aard dat ons hulle wegstoot, dat ons nie mense aantrek nie? Wanneer Jesus in ons is, wanneer ons die heerlikheid van God vertoon, sal dit mense aantrek. En ek vra vir onsself, en ek probeer dit vir myself ook antwoord, sien mense Jesus in my? Sien mense Jesus in jou? Dra jy die baadjie van sy heerlikheid vandag? Efesiërs 6:13-13 sê, Now my beloved ones, I have saved these most important truths for last. Be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus. Be supernaturally infused. Met ander woorde, mag dit 'n bo-natuurlike krag wees wat jou in daai eenheid met Jesus bring. Hy sê, wees dit, vat dit, word dit. Stand victorious with the force of his explosive power flowing in and through you. Dit is sy gees, sy dunamis-krag. Put on God's complete set of armor, provided for us so that you will be protected as you fight against the evil strategies of the accuser. So waarmee is ek bekleed? Die volle wapenrusting van God. Nie net dele van dit nie, maar die volle wapenrusting. Because of this you must wear all the armor that God provides. So you're protected as you confront the slanderer, for you are destined for all things and will rise victorious. Kolossense 3:12-14 sê, God het julle gekies. Hoor mooi, God het jou gekies om sy heerlikheid tentoon te stel, om sy heerlikheid op toer te vat, om sy heerlikheid in jou werksplek te vat. Maar as jy in jouself kyk vandag, besef dat hy jou bekleed met daai heerlikheid. Hy is baie lief vir julle, daarom moet julle die klere aantrek wat by julle pas. Jy moet vir baie ander mense omgee en gaaf wees met hulle. Wees op jou plek en moenie te veel van jouself dink nie. En moet ook nie ongeskik met mense wees nie, maar hanteer hulle mooi. Met ander woorde, hy sê weer, kyk weg van jouself. Laat die heerlikheid van God, laat hulle jou werke sien, maar dat Vader God daardeur verheerlik sal word. Gee mekaar 'n kans sonder om mekaar met kritiek uit mekaar te skeer. Kyk ook by mekaar se foute verby. Die Here het immers by al julle foute verbygekyk. Daarom word niks minder van julle verwag nie. Tussen die klere wat God vir julle gegee het, is daar 'n kledingstuk wat alles perfek afrond. Jy moet dit altyd en oral dra. Hoor, jy moet dit altyd en oral dra. Hierdie kledingstuk is liefde. Hoe wonderlik is dit nie dat alles wat gebeur, al hierdie dinge, die heerlikheid van God, die bemagtiging wat ons gee, kom alles van daai een ding, en dit is God se liefde vir ons. En hy sê ons moet daai kledingstuk dra. Hy sê, as julle mekaar lief het, leef julle presies soos God dit wil hê. Liefde hou julle naby mekaar, soos julle veronderstel is om te wees. So as ons vandag daai baadjie van liefde aantrek, dan weet ons gaan mense reg hanteer. Ons gaan reg dink, ons gaan reg doen, en ons gaan reg praat. Ons gaan mense met liefde en geduld hanteer. Ons gaan mense se foute nie kritiseer nie, maar ons gaan hulle help om God se heerlikheid te ervaar, terwyl hulle deur dit gaan. En ook so let op onsself, om te sê, Here, laat ek op myself let en bid vir 'n ander, eerder as om 'n ander te kritiseer en te dink ek is beter. Wat sê God vandag vir jou, rondom die heerlikheid wat hy in jou geplaas het om dit tentoon te stel? Sit ons dit onder die emmer of sit ons dit nie daar nie? Ek sluit graag af met hierdie laaste gedagte en ek wil praat oor pass it on. So ons het nou 'n bietjie gekyk van, Here, om u glorie te exhibit, om dit tentoon te stel, moet ek myself beklee. En om myself te beklee moet ek verstaan dat my identiteit in Jesus is vas. Dit staan vas. Dit is wat hy sê van my, dit is wie ek is, en hy het ons bemagtig, is deur hom wat ons dit verkry. En dan het ons gesels dan, waarmee assosieer ons, wat se baadjie trek ons en watter baadjie dra ons aan? Wat moet ons uittrek? Wat moet ons aantrek?
En nou wil ek net gesels oor die laaste gedeelte, en wanneer ons hierdie heerlikheid van God aangetrek het, moet ons dit ook oordra aan others. Pass it on to others. Jesus sê weer in Johannes 14, vers 12, hy sê, luister nou 'n bietjie hier. As iemand my vertrou, sal hy dieselfde dinge doen as wat ek doen. Om die waarheid te sê, hy sal baie meer doen. Nou vra ek vir jou en vir my weer, doen ons meer dinge as wat Jesus gedoen het? Is ons besig om siekes te genees? Is ons besig om die duisende te voed? Is ons besig om die wonderwerke te doen? En vir baie van ons mag die antwoord dalk nee wees, want ons miskien kyk na die groot item dinge wat ons dink moet gebeur in ons lewe, en omdat ons dit nie sien gebeur nie, soort van skram ons weg van om die heerlikheid van God uit te dra. Maar Jesus sê, dieselfde dinge wat ek doen, sal jy ook doen. Dit lyk miskien nie soos dit wat Jesus gedoen het nie, maar die Here raak mense aan deur jou storie. Die Here raak ander mense aan deur die manier hoe ons met hulle deel met Jesus se liefde. Dan sê hy verder, hoe gaan julle dit regkry om meer te doen? So Jesus kan klaar sien, die disippels wonder dit vir hulle self, en hy sê, om met God te praat deur middel van gebed aan julle, gaan julle baie help. Ek sal vir julle gee wat julle vra, maar dan moet julle dit vra in gehoorsame afhanklikheid van my. Wat julle so vra sal ek gee. Dan sal julle dieselfde wonderlike dinge as ek doen. Die gevolg sal wees dat God so deur my toedoen vereer word. En ons weet dan natuurlik deur die groot mandaat, die Great Commission wat God dan gegee het, hy gesê, gaan dan nou heen en maak disippels. Ek en jy gaan dan nou heen en verstel ten toon sy glorie. Exhibit his glory. 2 Konings 2, gaan kyk bietjie daarson na Elia en Elisa. Elia is op pad om opgeneem te word in die hemel deur die strydwaans van vuur. Elisa is die ene wat God hom aangesê het. God het vir hom gesê, gaan, dra hierdie bediening oor aan Elisa. Aanvanklik as jy bietjie teruglees in 1 Konings was Elia bietjie huiwerig om hierdie bediening af te gee. Hy was nou so op 'n rol, hy het nou besig om al hierdie wonderlike dinge te doen in God se naam. Maar God het geweet, daar kom 'n tyd wanneer ons ook dit wat ons het moet afgee aan 'n ander. We have to pass on the baton. En in 2 Konings kom die tyd vir Elia, die tyd het aangebreek. In hierdie tyd het Elisa nou al saam met hom begin wandel. Elisa het gesien hoe hy optree, Elisa het die wonderwerke gesien. En op die dag, elke keer sê hy vir Elia, meester, laat ek gaan na u saam waar u gaan, en hy sê, nee, bly agter, maar nie te bin, sê Elisa vir hom, ek sal u nie los nie, ek gaan saam waar u gaan. Eventually, toe hulle by die rivier kom, en die strydwaans van vuur voor het nog kom, toe sê Elia vir hom, wat is dit wat jy van my wil hê? Sê meester, dat ek daardie salwing van u sal hê, dat ek 2 keer daai selfe krag sal hê. Ek wil dubbel die bediening, dubbel die salwing, dubbel die glorie en die greatness wat u ervaar het, wil ek in my lewe hê. En Elia sê, dit is nie vir my om te sê nie, maar met die wat sy mantel geval het, en daai mantel op Elisa gekom het die heerlikheid van God op hom gekom. En Elisa het 'n dubbele mate van daardie seën gehad. So kom ons kyk nie na wat was nie. Ons vier oor Doxa se 25 jaar van al die sleutelgebeurtenisse deur daai tyd. Ons vier dit, en ons is dankbaar vir dit wat God ons elke keer deurgedra het. Maar nou is ons in hierdie seisoen to exhibit his glory. En ek wil vir jou en vir my aanmoedig vandag om te sê, Here, ek wil myself bekleed met die heerlikheid, want ek wil glo wie ek is in u. Dit is wat u van my sê. Tweedens, Here, ek wil myself bekleed met die vrug van die Gees, met die wysheid van die woord. Ek wil myself, Here, soos u vir die disippels gesê het in Handelinge 1:8, julle sal krag ontvang wanneer my Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, en Here, ek wil 'n getuie vir u wees. Ek wil as ambassadeur vir u wees. Ek wil die baadjie dra, sodat mense kan sien, die heerlikheid van God is teenwoordig in wat ek dink, in wat ek sê en wat ek doen. Mag jy God geniet. Mag jy God se heerlikheid en sy teenwoordigheid geniet. Mag jy dit ook vertoon en mag jy dit demonstreer in jou lewe, terwyl ons voortgaan in hierdie seisoen om sy glorie te vertoon. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n voorreg om in 'n seisoen te wees, ten spyte van omstandighede en van wat in die wêreld aangaan, waar ons geroep is, Here, om u eer en glorie ten toon te stel en ook vry te stel. Here, dit gaan nie oor wie ons is nie, maar dit gaan oor wie u deur ons is. U het ons almal bemagtig, geroep en 'n mandaat gegee om uit te gaan. En Here, as volgelinge van u, ook vissers van mense te gaan maak. Here, ek bid dat u vir ons wysheid en kennis sal gee, om Here met selfvertroue hierdie mandaat te aanvaar,
en Here daarmee uit te beweeg. En Here, mag ons daarom elke ding, elke las wat ons lam lê, elke leuen wat die vyand probeer vir ons vertel om to take off the skin of Jesus that we've been clothed with, sodat ons daai leuen sal weer lê en sal seker maak dat ons met U bekleed is. Dankie dat U Gees en die krag voor ons uitgaan, maar ook in ons beweeg, vir U eer en vir U heiligheid in Jesus naam. Amen. There is hope that is alive inside of me. There is joy that overwhelms my everything. Oh, the love my Father has revealed in me. Your tapestry of grace, I'm your poem of redemption, your symphony of praise, I'm your